wil sommer vir julle almal goeiemôre sê. Ek het die vanoggend by die deur gestaan, ek is bang my stem gipat. Die vir julle wat die weekie was, het geweet hy hou so net. Hy's vanoggend lyk dit my alright. So jammer as julle dink ek was onbeskof. Ek wou nie wees nie. So maar julle lyk my vergewensgesinde klomp mense, nee, is ek reg? Dan praat ek hard genoeg. Enig iemand agter wat my nie kan hoor nie? Hey man. Hulle dink ek val nog vir daai ene. Goed, so ek sal probeer duidelik en hard praat. Baie welkom vir almal vanoggend hierso. Ek wil net graag hoor, het elkeen al sy broodjie en sy bietjie wyn gekry? Ek net vir daaraan herinner, dat ek met daar se tafeltjie as jy wil gaan vat. En ek dink aan die portaal staan daar ook ene. As elkeen net so vir die nagmaal sy broodjie en sy wyntjie gevat het. Dit gebeur nou partykeer dat die kinders tydens die diens so lank as hulle baie dors is ietsie vat, moet dan nou nie te ontsteld wees daaroor nie. Ek dink ons is veronderstel om kinders te akkommodeer in die kerk. En wat dit ook al kos, ek het eendag gesê in Gafrinet, dink dit was daar. Want van die ma's het vir my gesê van die ou mense gee die kinders so veel kyk as die kinders in die kerk dalk praat. Toe sê ek die oggend in die kerk, dit gaan eintlik oor hulle. Hulle is mos nou die toekoms van die kerk. So ons moet op die kinders baie sterk fokus. Toe sê ek vir hulle, en dan nou mamma, as 'n ou oom of tannie vir jou vuilkyk gee, jou kleintjie gee vir hulle vuilkyk terug. Want hulle moet as ou mense met ons ook leer om die kinders te akkommodeer en ruimte te skep. Want dit gaan eintlik oor hulle. Die gemeente wat die Here my die voorreg gegee het om te begin groot te word, was in Secunda. En daai tyd in Secunda, hier sit een broer wat daar was, wat ek daarvan al leer ken het. Dit is so lekker. Ek is daar weg nie, die 91 toe, hier kom te herken ons mekaar. So dit voel het nogal wonderlik. Maar daar onthou, hy is ook nog onthou, daar was 'n hengselot kindertjies. Ek is daar weg toe ek 36 was. Toe is ek een van die ouer manne in die gemeente. Daar was een oom Henk, hy en die tannie was lank al oud, hy het afgetree toe sy 55. Toe is Henk die oudste inwoner in die gemeente, maar daar was kindertjies dat het gons. En ek onthou ons 'n kleuterkerk gehou. En elke oggend net so in die konsistorie, net 'n deur in die konsistorie in die kerk geskei. Dan stap daar 110 kindertjies daarin. En dan sing hulle, gaan te kere daar. En ons aan die kant kerk en sing hulle gaan te kere hier. En ons het mekaar nie geplan nie. So kindertjies is belangrik. Partykeer het ek gesien die paas van die kindertjies uit. As hulle 'n bietjie woelig was en dan hoor jy kleintjie huil daar buite, maar dan kom jy met die kleintjie al terug op sy arm nadat hy pak gekry, kom sit hy maar net weer in die kerk. Die eerste was, ek sal daai mense my lewe lank onthou. Hulle het hulle 4de kindjie het gekom. Toe is die kindertjies klein. Ek dink een was in die skool as ek dit nie mis het nie. En toe die kleintjie kom, ek het die dag in die kraam gaan kuier toe die kleintjie gebore is hier by die maandag en dinsdag. Daai Sondag toe sit sy met daai kleintjie in die kerk. Toe daai kleintjie nog 'n week oud is. So ons moet vir kindertjies ruimte maak, is maar wat ek wil sê. Baie welkom en almal het hulle wyntjie en 'n broodjie gevat. Ek gaan nou, is dit nou vir julle oukei as ek dit nou skiep en net doen by die begin van die preek? Is dit reg so met almal? So hulle gaan in die kerk bly. Dan gaan ek vra dat ons net eers ons oë saam toemaak en dan gaan ons 'n paar liedere saam sing. Kom ons bid net eers saam vanoggend. Here, dis 'n wonderlike dag. Dis Sondag. Dis die dag wat ons onthou dat U uit die dood opgestaan het. Baie dankie, Hemelse Vader, dat Jesus se offer voldoende was vir al ons sonde. En ons kan dit op Sondag, die eerste dag, onthou, U opstandingsdag, maar ook met die nagmaal vandag. Dankie dat U dit vir ons gun vandag, en dat ons mag fees vier op die dag, terwyl ons aan hartseer dinge dink, dat ons eintlik aan die feestelikheid kan dink ook van U Gees, wat op die dag, soos ons dit herdenk, uitgestort is, om in ons te kom woon. Here, seën ons met U woord vandag, seën ons met die hele ervaring van die by mekaar wees, voor U en met mekaar saam, in die naam van Jesus ons Koning. Amen. Julle weet hoe ek vir julle wy, dis om te groet, en julle weet hoe wonderlik dit vir my is, dat ek mag sê, die Here sê, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, deur julle kennis van God ons Vader, en van Jesus ons Here, kennis wat ons ontvang deur die Heilige Gees wat in ons woon. Goed, net om so net ons prentjie te kry, ons het ons nou hierdie Pinksterreeks so aan ons hand se 5 vingers probeer koppel, ons kom vandag by die pinkie.
Hy is so klein, maar Jesus is nogal belangrik. Nee, as 'n allerhande funksies het ou se pinkie. Hy is die afronding eintlik van die hele hand en so aan so. Dit gaan oor die pinkie vandag, waar spesifiek dit nou maar gaan hanteer, die 5de ene. En dan die tema dan nou, kom ons lewe uit so 'n nog beter plek, moet ek amper sê. Ons is die Here se hande hier, daar die 5 vingers. So ek glo dat die Here dit gebruik en dat hy ook in ons harte iets mag wakker maak vandag na die onderwerp wat ons spesifiek kyk vandag. Dis ons onderwerp, kontak met God maak alles nuut. Dis die slot dan van ons saamwees hier by mekaar. Kontak met God maak eintlik alles nuut. Goed, uit die woord gaan ek nou 'n bietjie anders te lees as daar. Ek gaan net Filippense vir jou lees, dis Filippense 2, wat ons na gaan kyk. Ek het gevra dat ons net so die van vers 3 af op die skerm het vir jou, maar ek wil net vers 1 en 2 so vinnig net vir jou vertel waaroor dit gaan. Dis ons skriflesing. Filippense is ook weer soos, ons het in die week na ander van die klein boekies in die Nuwe Testament ook gekyk, maar baie praktiese boek. Filippense hoef jy amper nie veel te dink, jy kan sommer net lees en dan verstaan jy dit. Dis of dit baie prakties vir ons gegee word deur hierdie skrywers wat die Here vir ons die woord laat skryf het. Filippense 2, hier staan nou wat oor ons redding gaan. Dit gaan die week ons oor impak, dat ons 'n drastiese verandering kan bring in 'n omgewing. Julle het al agterkom, ek is baie positief oor Oudtshoorn, so ek weet nie of mense dit nog beter kan maak nie, maar ek dink mense kan dit nog beter maak. Ek het nou gister 'n angswekkende belewenis gehad. Ek weet nie wie van julle ook in die Checker sentrum hier geloop het en aaklige geluide gehoor het, maar ek is ver daar diep in hom daar in die hoek. En ek dog, seker nou wie iemand wat betoog of te kere gaan, toe sit iemand wat wreed aangeval is by die ingang daar op die ou einde. En dis ontstellend, dis vir my baie erg gewees, die belewing daarvan. Maar goed, so mens kan altyd nog die Here nader en dieper in ons gemeenskap intrek en sy reëls laat geld in ons gemeenskap waar ons leef. So, hier word eers gepraat, aangesien julle die troos in Christus ondervind, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing. Ons is sy kinders, dis fantasties. Maak dan nou, sê Paulus in die brief aan Filippense, die gemeente in Filippi, kon knoop my tong nou weer vanoggend so laat dit gons. Maar hy sê vir hulle, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. En dan die deel wat jy nou op die skerm ook het. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie. Maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belang dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Dis ons skriflesing vandag. Petrus waarna ons verwys sê ook dat ons die liefde moet uitbrei, nie net 'n liefde vir ons naaste nie, maar 'n liefde vir alle mense, sê in die laaste deel van hy Petrus teks waarna ons kyk. Dit moet na alle mense toe gaan, nie net na gelowiges toe nie. Hier is wat ons min of meer die week oor gepraat het, verlede Sondag, ons moet impak maak waar ons beweeg, daar moet 'n geur agtergelaat word, daar moet iets anders te wees as ons as kinders van die Here vertrek uit 'n situasie uit. Om impak te maak, moet jy 'n kind van God wees. God is immers die doener. Ek is maar net sy kanaal. Die Bybel is my padkaart vir die lewe, as ook die skatkis waarin ek ontdekkings maak, want die Bybel stel eintlik maar God aan my bekend. En God is dan eintlik ook hoe ek moet raak, want sy Gees bewoon my. God sien my as sy kind en werk in my en deur my deur sy Gees. Hy sien my as kind, ek het die aand het ons ook vir mekaar gesê, en ons mag maar vir hom sê, papa, hy laat dit ook toe. Hoe kosbaar is dit nie? En dan het ons woensdag aand, jy kan nee sê vir versoekings en wees betroubaar in jou toewyding aan die Here. Die verse wat daar vir my besonders uitstaan is Efesiërs 1 vers 19 en 20. Dieselfde krag wat vir Jesus uit die dood laat opstaan het, is in my en jou.
So ons is tot baie meer in staat as wat ons dink dat ons is. Goed, nou, 'n mens is 'n kind so lank as wat jy wil. Ek verbeel my, ek is nog jonk en ek kan nog allerlei dinge doen, tot ek dit probeer doen, dan kom ek agter, ek kan nie meer nie, maar okay. So mense kyk kinders wat 3 jaar oud is, en jy kyk kinders wat 80 jaar oud is, afhangende van hoe jy kies. Nou ek vir die kinders vra, wat is daai? Dis 'n balletjie. Hulle noem hom 'n glowball, gloeiballetjie. Wat doen hy? Vertel my gou, enige kind. Waar? Maak so. Is dit 'n groot kind? Daar heel agter sê vir wat doen 'n glowballetjie? Hy glow. Hy laat skyn. Weet julle wat doen hy? Ag julle weet, ek weet nie vertel nie, maar kom ek doen dit nou maar. As jy 'n glowballetjie vat, ek het gesoek, ek het die dorp deurgeloop om 'n glowballetjie te soek, maar van die Chinese tot by Crazy Store kon ek dit nêrens kry nie. So goed, ek kon nie 'n glowballetjie kry nie. Maar wat 'n glowballetjie doen, as jy hom in die lug sit, sê nou maar hier selfs hier by die kers, en jy hom so rukkie het hy blootgestel word aan die lig van 'n bedlampie of 'n lig of wat ook al, en jy vat hom weg in die donkerte, dan gee hy lig, dan glow hy. Hy maak soos wat hy lig gemaak het, waaraan hy blootgestel was. Hy dra die lig uit in die donkerte. Nou is wat ek graag vandag in hierdie preek wil hê, dat ons almal moet hoor, kinders en ou mense en almal, in 'n sekere sin, is ons glowballetjies. Want in 'n sekere sin, het ons nodig om kontak met die lig, as ons God sien as die lig, die Here Jesus as die lig. As ons met hom in kontak was, en ons gaan weg, dan gloei ons soos hy. Maar nou is daar iets wat daarby kom, dis nou 'n glowballetjie, hy kan nou gloei, hoe lank gloei hy? Vir altyd? No ways, hy glad nie. Hy gloei 'n rukkie, dan raak hy weer wit en dof. So as jy hom wil gebruik as 'n glowballetjie, dan moet jy hom vrek vinnig gebruik. As jy hom wegvat van die lig af, moet jy hom in die donker sodat almal kan sien, wow, kyk hoe glow hy. Hy het opgevang van die lig, van die bedlampie, of die flits, of wat 'n lig jy ook al aan hom was, waar jy hom gehad het, en hy het dit in hom, hy wil dit uitstuur, hy wil dit weer kaats, maar jy moet dit maar vinnig wys, of dit giepad, dan is hy maar weer dof. Hoor jy? As ek en jy blootstelling aan die Here het, en sy lig het in ons ingekom, en hy lig skyn, dan moet jy vrek vinnig iets gaan doen, of hy lig aan pad gee. Die ou profeet in die woestyn tog, ou Moses, as hy in kontak was met die Here, het sy gesig gegloei, maar hy moes sy gesig toemaak, dat die volk nie sien wanneer hy gloed weggaan nie, want hy moes iets van die Here verteenwoordig by hulle. Ek en jy ook, as ons in kontak met die Here was, moet ons ook gloei, maar ons moet daai gloed ook gebruik, om die Here se naam uit te dra, die Here se beeld uit te dra aan mense, terwyl die gloed nog daar is, voordat ons weer moet gaan sit. So ons moet kort maar weer in die Here se teenwoordigheid gaan sit. Nou daarom wil ek sê, ons moet tyd maak om stil voor God te raak. Dis uiters belangrik, want dis waar ons daai lig optel. En ons het dit nodig, maar nou die interessante is, Jesus het dit nodig gehad. Jesus het tyd nodig gehad, waar hy moes gaan sit het by die Vader, op berg toe gegaan, en met die Vader gaan praat, in kontak met die Vader gewees, dalk ook, nou wil ek versigtig wees om dit te sê, maar dalk ook om soos ek en jy moet gaan om te herlaai, dalk wil Jesus ook herlaai, van die moegheid, wat hy in sy menslike bestaan dalk beleef het. Maar Jesus het nodig gehad om dit te doen, om tyd te maak om stil te raak voor God. Waar doen ek dit? Jy kan enige plek kies, waar plek is waar jy gaan stil raak voor die Here. Party mense doen dit in 'n kamer. Ek het geleer ook as kind, het ons so gekniel en dan het ons met die Here gepraat as ons gebid het met huisgodsdiens. En net so, my pa het lank gebid en hy het gewoonlik eers gebid en ons was klomp kinders en almal moes 'n beurt kry. Dan kniel ons onder hierdie tafel in, dat ons na die aanklaag geëet het. Iemand het ook vertel dat dit so gedoen. Jy's aan 'n bidpa, maar hy vat hom van Moses tot by Openbaring, wil ek sê. Hy bid vir die hele wêreld. En dan raak ons later aan het gaap, en vaak en alles, maar dan begin hy, van die jongste tot die oudste, moet hy weet ek, dan moet ek bid.
En die aand sê, kan ek maar die Onse Vader bid? Toe sê, ja. Toe ek nog klaar toe sê, en nou jou eie gebedjie ook? So, toe het ek net nooit weer die Ons Vader gebid het, maar dit was 'n lang storie. Jy het gekrul hier onder die tafel in en als vir hierdie lang ding, en as die aand vir ma vra om te begin, dan was dit korter. My ma het gouer, die Here daar gouer verstaan, maar pa moes vir die Here verduidelik, dink ek, wie jy almal vir hom wil aangee. Maar goed, dis, ons kan enige plek kies, dit kan jou slaapkamer wees. Ek het 'n maat wat in sy tuin op 'n plain game plastic stoel gaan sit het onder 'n boom, nie is 'n akkerboom of so ietsie, sommer net, ek dink dit was iets soos 'n perskeboom, wat hy altyd blare gehad het. Maar hy het vir sê, Johan, hier sit ek in die Here en kuier. Dis my hoekie. Ek het daarvan gehou om in die natuur te wees, want nog steeds. Ek het in Gaffie net altyd uitgery. Dan sit ek in my kar, daar so 'n punt waar jy beseker tyd van die middag, hierdie son begin sak, dan die kleure, dit was absoluut asemrowend mooi. Hoe die kleure van blou na pink pers verander. Soos die son nou sak, daar agter daai berge wat na Mariesburg se kant toe gekyk het. Dit is my geweldig mooi. Ek het daar belewe ek en die Here ken nou lekker alleen. Ons is nou by mekaar. So jy kan enige plek vat. Maar kies 'n plek waar jy met die Here alleen gaan wees. Wat is noodsaaklik by daai plek? Stilte natuurlik. Jy moet mos die Here hoor. Die Bybel praat kort daarvan dat die Here in die stilte gepraat het. Toe die storm gaan lê, toe begin hy praat. So ons moet in stilte ook kom in ons koppe en in die omgewing om ons. Weg van die geraas van 'n selfoon of 'n ander foon, of die worries oor geld, of die worries oor die politiek. Al daai goed moet jy los. Fokus op hom vir daai ruk. Dat jy 'n koneksie kan hê en jy kan herlaai, soos hy wil hê dat jy moet herlaai. Goed, as jy daar was, gaan jy gaan maak 'n verskil. Gaan doen iets. Ons moet iets doen. Ek hoop dit gaan in ons koppe bly, want ek wil aan die einde onthou ietsie sê. Reg. Ietsie oor ons naaste, want as ons nou iets moet gaan doen, dan is die opdrag, ons moet met mense iets gaan doen. As ons so nog 'n lekkere plek wil maak, moet ons met mense kontak hê. So, ek wil iets oor die naaste sê. Maar nou, ek sê ek is 'n naaste vir alle mense. Hoekom sê ek so? Ek is dan nou skief as ek sê ek is 'n naaste? Julle is mos my naaste. Ek sê julle naaste nie. Gaan lees weer die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Daar keer die Here dit om. Dan sê hy, Johan, jy moet 'n naaste wees vir alle mense. En daarom as ons nou praat oor 'n naaste, dan gaan dit oor wie ek en jy moet wees. Want ons moet 'n naaste vir iemand gaan wees. Dis die opdrag wat die Here vir ons gee. Ons moet dinge gaan doen terwyl ons vir alle mense 'n naaste is. Ek het partykeer 'n worsteling om te aanvaar ek is 'n naaste vir party ouens. Kyk, is lekker om 'n naaste te wees vir oralite ouens. Die smart mense, die ouens wat die kerk saam met jou sit, die ouens wat die Here ken, sulke ouens, maar ja, is 'n paar rowwe ouens wat dit roffer is om 'n naaste te wees. Dit is so lekker, hulle het sulke dingenspersoonlikhede partykeer. Hulle is daai wat hulle sê, hy's soos 'n bicycle se pedal, jy wil hom net trap. Jy ken sulke mense wat veel moeilik is om met hulle 'n verhouding te bou of hulle lief te wees of wat. Maar die Here sê alle mense is jou naaste. Dis nogal rof om dit partykeer so te kan aanvaar. Die Here sê ons is saam met hom in wat ek wil noem die people's business. Die mensebedryf, die mensebesigheid. Want God is mal oor mense. Hy's vir alle mense lief. Die Bybel, ek het die week daarna verwys, sê in Romeine, hy het vir ons sondes gesterf toe ons nog sondaars was, toe ons niks oor hom geworry het nie. Toe het hy gaan sterwe vir ons sonde. Toe het hy gesê, ek wil my lewe vir jou gee. Al hou jy niks van my nie. Al spyker jy my aan die kruis vas. Al spot jy met my aan die kruis. Ek is vir jou lief. Ek wil jou red. Dis vir jou wat ek my lewe wil gee. Al wil jy niks met my uit te wy hê nie. So om 'n naaste te wees vir alle mense. Hoe lyk my naaste? Dink ek het hom apart gedruk, ja. Maar nou moet jy onthou as dit sê hoe lyk my naaste, is dit eintlik hoe lyk ek? Want ek is mos nou 'n naaste vir iemand anders. So hoe behoort ek te lyk? Die eerste wat ek baie graag wil sê oor hoe lyk my naaste, is kinders. Die Here het op 'n stadium, jy kan weer gaan lees Matteus 18,
dan die disippels van ons op 'n stadium gesê, "Jesus, nou wie is nou die belangrikste?" En almal wil ons graag belangrik wees. Hulle ken ons storie, ons as mense. Toe het hulle nog gefight oor wie nou die belangrikste eintlik is. Toe sê die Here, ag so oomblik, en hy vat 'n klein kindjie, hy sit hom hier so. Hy sê, "Ja, is alright, maar julle nie eens word soos hierdie kindjie nie, is jy nie eintlik belangrik in die koninkryk nie. So jy moet word soos hy." So die eerste ding wat ek wil sê, gaan net 3 goeders noem, maar hoe lyk 'n naaste? Hy lyk soos 'n kindjie. Hoe lyk 'n kindjie? Afhanklik. Papa, help. Mama, ek is honger. Ek het nou 'n klein kindjie wat nog nie kan sê my doek is nat nie, maar hulle sou dit sê as hulle kon praat, dink ek. Ek is nog ongemaklik. Help, ma, help. 'n Klein kindjie is afhanklik en hy besef dit. Ek het een gehad wat gesê het, self doen. Toe sê klein, dis altyd wat sy kon sê. So het sy ding uit jou hand uitgeruk. Maar sy het ook later geleer, toe sy sien die ding wil nie werk, toe sê sy, "Papa, help." 'n Kindjie kyk na die Here en sê, "Papa, help." 'n Kindjie is afhanklik. En 'n kleintjie besef dit op 'n stadium. Die Here sê, as jy nie eers so word nie, soos 'n kleintjie wat respek vir ouer mense het, wat hom moet help nie, dan kan jy nie koninkryk kom nie. 'n Kleintjie wat nie so belangrik in sy eie oë is nie. Johan, wil jy naaste wees vir mense? Ja, Here, ek wil graag soos u wees. Nou goed, begin dan. Raak soos 'n kindjie. Dis die belangrike in my koninkryk. 'n Ander ene wat die Here self noem, is dienaars. Ek wil verwys na Markus 9 vers 33 tot 35, waar daar staan dat die Here self sê, die Here Jesus sê, "Ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en my lewe te gee." Hy doen dit. Nou sê hy, wil jy naaste wees, dan gaan jy om te gaan dien. Nie om gedien te word nie, maar om te dien. Julle ken mos rye. Toe ek die laaste keer gaan stem het, was dit nogal vir my lekker. Nou kom ek ook, staan agter in hierdie rye en wag. Hier kom 'n ou, hy kom al my sê, "Meneer, kom, vat my." Ek sê, "En nou? As jy nie is oud genoeg, dan vat hy my voor. Dit was so lekker om oud te wees. Toe gaan stem ek heel voor in die tou, druk hy my in. Ek kan hom maar gouer stem. Dit was nogal lekker. Dis die een voordeel van oud word. En toe ek nou 60 swaai, toe sê my sussie vir my, "Baie geluk, jy gaan nou die voordeel hê van discount om die pensionaris as jy my oud is." Ek sê, "Nou hoe weet hulle dit? Moet ek vir hulle kaartjie vat?" Sy sê, "Nee, wat moet julle sien dit sommer." En toe sien hulle dit. Ek kom by so 'n winkel en die vrou sê vir my, "Meneer, is jy pensionaris?" Ek sê, "Hoekom vra jy?" Maar hulle kan dit sien, blykbaar. Ek sien dit nog nie. Kyk ten minste in die spieël. Maar goed. So dis die voordeel wil ek nou amper sê daarvan, maar die punt is, om voor in die ry te staan is vir ons almal lekker belangrik. Ons wil graag almal voor staan. Jy het ooit gesien dat ouens agter in 'n ry indruk. Ek nog nie. Maar voor al baie wil ouens indruk, want almal wil daar wees. Maar die Here sê, die naaste, die dienaar, die een wat soos hy is, staan agter in die ry. Hoekom? Hy is een van God se agente. Hy staan in sekere situasies so uit. Hy kyk waar daar nood is. En hy sien die ouens daarvoor, daar's nood, daar's behoefte, daar's iets wat ek kan gaan doen. En dan gaan doen hy iets daaraan. Dan loop hy en hy gaan doen iets aan daai nood, aan daai situasie wat hy sien. So, die mense voor ons se nood en behoeftes raak my en jou nood en behoefte. Dis erg. Dis ook my nood. En toe moes ek iets uit myself worstel. Ek het op 'n stadium gedink, as ek nou vir iemand iets goeds doen, dan moet hy dan nou vir my op 'n manier dankie sê. Nee. En toe moes ek ontdek, eintlik 'n ontdekking wat ek baie lank terug gemaak het, baie onlangs eintlik, hey Johan, dit wat jy gegee het, is mos nie eintlik joune nie. Dis soos jou buurman wat hier 'n klomp vleis by jou neergesit het, en hy sê jy moet dit uitdeel en nou gee jy dit vir iemand en nou sê daai ou moet vir jou dankie sê vir die klomp vleis. Dit kom eers van my af hier. So dit wat ek vir ander mense gee, ek hoef nie te wag dat hulle my dankie sê nie. Hulle moet die Here dankie sê, nie vir my nie. Hy het vir my 'n oorvloed gegee dat ek kon gee. So hulle hoef nooit vir my dankie te sê nie. Dis nogal 'n ontdekking. Toe sê gebruik ek die woord, hulle moet net ten minste ontvangs erken. Wat vir my ook nie lekker was, nou gee ek 'n ding weg en die ou erken nie is ontvangs nie, maar dit is maar nog 'n vorm van dankie sê. Dis die Here wat dit gee. As ons uitdeel uit die oorvloed wat ons het, hoef niemand vir ons dankie te sê nie. Hulle moet net vir die Here dankie sê. Maar wie is ek en jy dan nou die dienaar wat gee? Wat jy agter in die ry staan en sien, daarvoor is hierdie behoefte. Here, u het my in 'n posisie geplaas. Ek is u 911 call ou.
Daar ook kan vir sy nood staat maak daarop dat ek sal iets doen, want U het my 'n dienaar gemaak. Ek sal ingryp in daai situasie. Goed, dan die laaste een wat ek wil noem, wat die Here ook die voorbeeld vir ons gestel het, is bediendes, dienaars en bediendes. Wat doen hy? Jy kan daarvan gaan lees as jy wil, ook Lukas 22:24 en verder. Hy buig en was sy disippels se vuil stowwerige voete. Wat die bediendes daai tyd gedoen het. Dit doen die koning van die heelal met sondige mense. Dan sê hy, jy wat 'n naaste vir iemand wil en moet gaan wees, dis my opdrag ook aan jou, sê die Here, gaan wees 'n bediende, die minste. So, 'n disipel van die Here, of een met wie hy gelukkig is, met wie se lewe hy gelukkig is, of een wat werklik 'n naaste vir ander is, sal hierdie kenmerke vertoon. En ek dink die samevatting daarvan, hy's nie gefokus op homself nie. Hy lewe 'n lewe wat gefokus is op die Here en op ander mense. En op wat die Here verwag en op wat ander mense se nood en behoeftes is. Want die Here se verwagting is dat ons iets daaraan sal doen. Dat dit nie net by ons sal verbygaan nie, maar dat ons iets daaraan sal doen. So daar's 3 statussimbole in die kerk. In die gemeenskap is die statussimbole, hier kom hierdie baie ryk oom of tannie nou in. Wow, hulle is grand. Hulle het baie geld. Groot besighede en alles. Hier kom hierdie belangrik geleerde ou in. Wow, hy weet baie, hy weet meer as ek. Hier kom hierdie vrou in wat die skoonheidskompetisie, die huisgenoot met juffrou dingeskompetisie gewen het. Wow, sy is verskriklik mooi. Hier kom hierdie man in, hy het die bodybuilding kompetisie gewen. Wow, Arnold Schwarzenegger. Kyk hoe lyk hy. So, ons het sulke maniere van kyk na mense, dat ons mense nie sal etiketeer in status gee, op aardse manier nie. Die Here sê die status in sy kerk. Kinders, dienaars, bediendes. Dis die statussimbole. Want dit is wat Jesus vir ons uitgeleef het, wat hy kom demonstreer het, en wat hy sê, as ek 'n naaste vir ander is, wees soos Jesus. Dra dit uit. Goed, net ietsie anders oor die naaste. 'n Naaste se plek tussen ander is in 'n kring. Dit is my op 'n stadium 'n beeld wat vir my baie gesê het, dat as ons rondom, alle mense staan in 'n kring rondom die Here, en of jy nou soet of stout was, hy is jou net so lief. Of jy nou in hom wil glo of nog in hom wil glo nie, hy het jou net so lief. En jy wat in hom glo, teenoor hom wat nie in hom glo nie, jy het niks gedoen om so oulik te wees nie. Hy het deur sy gees ook geloof vir jou geskenk, as 'n gawe. Ek dank die Here, dat die Heilige Gees my oortuig het om dit te aanvaar. Ek self sou dalk nie gesê het. Maar ek dank die Gees. Maar dan sê die Here, dit het net soveel bloed gekos om jou te red, as wat dit gekos het om die ou te red wat gister die ander ou vermink het, in die sentrum. Dit het net soveel gekos, as die mense wat hy 2 mense in die Kreeuwiltuin met mense doodgesteek het, in die week. Om hulle te red, net soveel bloed gekos, as wat dit kos om my te red. So ons staan in 'n kring rondom die Here. Hy is vir almal lief, hy wil almal graag red. Party aanvaar het en party nie. Die Heilige Gees se oortuigingskrag was net in ons geval so sterk. Dankie Here, dat ons dit kon aanvaar het. Die naaste se plek, as jy dit vergelyk met die tollenaar en die fariseer, gaan iets daarvan verstaan. Die fariseer het met sy CV vir die Here gegee. Sy menslike CV daar in die tempel. Van, wow, ek is al oulik Here, jy sal my omgee om my in die hemel te hê nie, hoor. Ek is al baie oulik. Dis minder vir wat hy sê van homself. En die tollenaar se CV is, ek is 'n sondaar, Here, wees my net genadig. Dis waar ons moet kom. Die gedagte dat naaste liefde en nederigheid, dis die twee wat ek maar aan mekaar wil koppel, is verhoudingsterme. Dis dinge wat ons uitleef in 'n verhouding met ander mense. Dis nie 'n tipe van net 'n gesindheid wat jy het nie, dis ook 'n manier van lewe. Nederigheid en naaste liefde is in 'n verhouding sigbaar, waar ek in 'n verhouding bereid is om nie op myself te fokus nie, maar op die ander een te fokus. Waar ek in 'n verhouding bereid is om te offer vir die ander ene en nie net te verwag daar moet vir my geoffer word nie. So dit is verhoudingsterme.
Die Here sê deur Paulus in Galasiërs, dra mekaar se laste en vervul op so 'n manier die wil van God, die wet van God, dat ons mekaar se laste moet dra. Dat ons sal omgee, ware omgee vir mekaar. Dit bring impak waaroor ons die week met mekaar gepraat het. Dit bring dat daar 'n drastiese verandering kan kom as ons werklik vir mekaar omgee. Nou ek het net al gesê dis maklik om vir oulike mense lief te wees. Dis alright, dis nie te difficult om vir julle lief te wees. Dis vir my, ek ken jou nie eens nie, maar ek is vir julle almal lief. Ek is so love them all, wil ek amper sê. Want ek weet julle is alright. As 'n paar van julle wat so 'n paar skewe trekkies het, wat ek mee gaan sukkel, maar dis okay. Ons kan mekaar lief hê. Maar dan sê die Here, hierdie impak, hierdie liefde raak eers genuine as jy dit doen vir ouens wat nog nie kinders van die Here is nie. As jy dit gee vir ouens buite die kerk. As jy dit gee vir ouens wat dalk nog nie eens weet van die Here se liefde of omgee vir hulle nie, dan kom dit uit. Nederigheid, naaste liefde is nie net gevoelens nie. Dis dinge wat jy in 'n verhouding met mense uitleef, met wie jy elke dag saam staan. En dan vra dit moed. Partykeer om sekere ouens lief te hê. Die Here sê jy moet jou vyand lief hê. Daai ou wat jou in die rug steek. Daai een wat oor jou geskinder het. Daai een wat jou kinders te nagekom het. Daai een wat jou regtig seer gemaak het op allerlei maniere. Hê hom en haar lief. Wees 'n naaste vir hom en haar. Ek onthou eendag, as 'n ou, hy was so 'n rowwerige ou in die dorp gewees, dwelms en alles gebruik en whatever ook al, nou nie jy's 'n kerkou nie, glad nie. En so kry ons hom om by die kerk in die tuin te kom werk. Ek sê vir die ou, luister, dis al. Ons het nie vir jou werk nie, maar ons soek iemand in die tuin, as jy bereid is om dit te doen, is dit okay. En so kom werk hy toe nou daar in die tuin. Daai presiese werk. Maar die koster het vir hom laat verstaan, hey man, jy kan dalk koster word, maar die ou was nog nie gesond van sy dwelmverslawing nie. Jy kon nooit vir hom 'n koster se werk gegee het nie, maar hy het daarop gebaken en toe kry dit nou nie. En toe is daar 'n vrou wat koster is. En die het eendag met hom kwaai gepraat. Hy het nie sy werk gedoen nie. En sy het haar vingers so voor hom geswaai, blykbaar mag jy dit nie doen, dis blykbaar 'n dreigement. Blykbaar kan jy hof toe gaan as jou vinger vir iemand swaai, het jy geweet nie. Die vrou was so groot en hy is so en sy het so gestaan. En toe gee hy aan by die polisie. Dit het nou reg gebeur, ek nou vertel. Maar ek kom by die kerk en sien die ou stappe om die kerk se buitemuur en hy skel op hierdie vrou dat dit bas. Ek dink, wat gaan nou aan? Maar hy vloek en skel alles. In die lankie kom hy en die polisieman daar aan. Hulle kom nou verklaring af lê, want hierdie vrou het hom nou gedreig. Maar die polisieman kyk die vroutjie so en hy kyk die ou so en hy luister net maar na die storie. Maar daai selfe ou, dit was my vrou vir wie gevloek het, kan ek nou maar ook sê. So ek was bietjie kwaaderig natuurlik. En so jare wat later kom dieselfde ou by my deur klop. Maar hy het nie geweet ek woon daar en ek het van huis verander. Anders want ek sien sy oë so groot toe ek die deur oopmaak. Toe soek hy 'n paar goeders. Hy gaan nou na die rehab senter toe daar buite die dorp, maar hy het dit en dit nodig, ek vra vir my. Ek sê vir hom, jy het guts nie. Sê ek vir hom. Ek het dit vir hom gegee, maar dit was vir my bitter moeilik om hierdie ou wat vir my vrou gevloek het van bo tot onder uit, haar in die tronk wou laat kry, dat en niks verder daarvan gebeur. Die polisieman het ons nog gesien, die saais en so aan. En die vinger het hy mos nou nie 'n saak gemaak nie. Maar dit was my erg om vir daai ou iets te gee. Die goed, vir hom gaan koop, vir hom gee so, jy het die goed nodig, vat dit nou maar saam. Dit was my erg. Maar dit gebeur in ons lewe dat daai mense, dan sê die Here, nou skryf jy eksamentjie, toetsie. Jy het nou gesê, "Wow, Here, ek is okay, ek gaan saam met u die pad stap." Goed, hier is jou eerste toetsie. Kom ons skryf hom. Kom ons check of jy hierdie toetsie slaag. Dit doen die Here baie met ons. Naaste liefde kom in 'n verhouding uit. Ek sê impak vra selfverloning. Dit kom ons baie duidelik agter. As jy impak wil gaan maak, moet jy aan jouself sterwe in 'n sin. Dit kom in klein goedjies uit. Impak is nie ons hoef nie almal nou uit te gaan. Jesus, nou moet almal gaan sendlinge word. In Afrika soek hulle 'n paar manne en daar in die ooste julle moet 'n sendlinge word. Ek ken 'n tannie wat bo 80. Sy is nou oorlede. Maar 'n wonderlike mens gewees. Sy was bo 80 toe gaan sy nog op 'n ekspedisie waar hulle Bybels insmokkel in Rusland. Toe sy bo 80. Op die vliegtuig, sy saam met die groep wat Bybels so toe gevat het. So mense hoef nooit op te hou om sendeling te wees nie. Maar almal hoef nie nou sendlinge te raak nie. Die Here sê net daar waar jy is, doen klein goedjies. Groet iemand vriendelik in die straat. Sê vir iemand, jy lyk oulik vandag.
Partykeer met vir vrouens het dit nodig hoor. En partykeer hoor hulle lyk oulik. Dit lyk my hulle selfbeeld moet maar gedurig geboost word op 'n manier. As jy vir sê jy's my jou rok pas oulik by jou hare. Vir jou bril pas by jou kuif of so iets, maar in 'n geval dat 'n mens vir mekaar woorde van waardering gee op een of ander manier. Dat ons dit sal doen, klein goedjies. Weet jy, die gevaar is eintlik dat ons niks gaan doen nie. Dis eintlik waar die gevaar lê. Julle ken dit mos nou, ons kan mos nou hierdie land met sy probleme en al, ek kan dit alles vir jou oplos. Alles vir jou verduidelik. Hier moet werkskepping gedoen word in die land, hulle moet ophou, moet hierdie wette wat die ekonomie dooddruk, en dat sakemanne nie mense in diens wil neem nie, want hulle moet te veel riekmerole en al die nonsens. Ek kan dit alles vir jou vertel. Baie duidelik. En in gesprekke kan ons hierdie goed beredeneer. Ons kan al die oplossings gee. En dan doen ons niks. Ons het die teorieë nou bespreek en bepraat en ons is belangrik geweest, maar ons doen siffel. So daar gebeur niks. Daarom, almal hoef nie sendinge te word nie, almal hoef nie die land se probleme op te los nie, daar waar jy lewe. Die ou wat by ons die vuil goed bymekaar maak. Elke Vrydag gooi ons die klomp vuilsakke daar op die sypaadjie en die ou kom 'n krap daar in. Nederige, eenvoudige ou en ek dink hy haal plastiek en wynbottels uit en sit dit een kant seker vir recycling. Ek weet nie hoekom nie, maar hy krap daar in die vuil goed. En so ons nou al sien as die ou en ek leer dit by iemand, jy kan vir jou iets gee om te eet of te drink. Een van die ander mense daar sien ek eendag, hy sê bring vir hom ietsie om te eet. O ja, ons kan dit doen. So ons vat vir hom so af en toe dan nou ietsie om te eet of te drink vir die ou. En nou Vrydag toe ek my goed daar aflei, nou sê ek mos nou siek. Arme ek sukkel om te praat, wat ook al. En ek sê vir hom, nou is dit koud, nou weet ek, hy slaap dalk daar in die pyp ergens, ek dink hy slaap in 'n huis nie, nou sê ek vir hom, jong, jy moet nou mooi kyk, jy nie siek raak nie. Ek sê, ek sit nou, ek is nou siek, is nie lekker nie. Hy sê, meneer, ek is siek. Ek sê, ja, hy sê, ek het prostaatkanker, meneer. Ek weet eers wat sy naam is. Ek ken hom nou al vir 4 maande, 5 maande, wat hy daar is, elke Vrydag. Ek ken nie eers sy naam nie. In die ou worstel met prostaatkanker, ek het 'n overkouetjie, my stem is bietjie missing. Hy sê dit vir my. Dit is die ou wat die Here by ons neersit. Nie die ou in Afrika wat om nog u ken nie, hierdie ou wat hier voor jou staan vir wie jy 'n bietjie liefde kan toon. Vir wie net kan bid of jy kan vir hom iets gee of net met hom vriendelik wees, ten minste op sy naam noem, belangstel in sy setup. Klein goedjies. Met mense met wie ons te doen het, met die huishulp wat jou huis vir jou kom help skoonmaak, die ou wat jou tuin vir jou help skoonmaak, die vrou met die til. Ek het vertel, toe jy die nuwe Sparrieboe oopmaak, ja, dan kom ek terug, ons het so af en toe in die dorp gekom daai tyd, en ek kom, wauw, is 'n nuwe Spar. Philip, maar dis 'n mooi winkel. En ek is daar in, ek sien hierdie rye koelkaste, dit lyk soos 'n baie grand winkel. Al die goed hier so, maar ek loop deur daai winkel, maar ek voel so oulik. Ek het nou oud so gaan, ek nou kom aftree, ons het 'n nuwe Spar, kyk net hierdie mooi winkel. En ek kom by die til, en daar sit 'n vrou netjies voor by die til nou slaan, ek sê vir haar, "Jesus, julle het nou 'n mooi winkel hier so," maar sy sit so agteroor, sy sê, "Dankie meneer." Sy sit asof sy die eienaar van daai winkel is. So trots is sy, dat hy ou net vir haar sê, "Julle het 'n smart winkel." Sy sê, "Ek het vir hulle gesê, ou so is nie so agter nie, hulle moet kom kyk na ons nuwe Spar." Dit was my so mooi. Hierdie vrou met die trots, die bietjie aandag, maar sy sit agteroor, "Dankie meneer." Dis asof sy die eienares van daai winkel is. Die bietjie kontak met mense moet ons benut. Dis kanse wat die Here vir ons gee om 'n impak te maak. Onthou net, as ek en jy bid oor 'n saak, dan meld jy aan vir diens om jou gebed te laat verhoor. Dit moet jy baie mooi onthou. Here, ek bid vir 'n verandering in die dorp, maar ek sit op my dinge hier by die huis en ek doen niks. Dan moet jy ingaan, 'n verandering gaan help bewerkstellig. As jy bid oor 'n saak, dan meld jy aan vir diens, dat God jou gebed kan verhoor. Goed, ek wil afsluit met dingetjies wat ons prakties kan gaan doen. Net so 3 goedjies. Dit is net om jou gedagtes te stimuleer, dat jy self kan dink verder wat jy moet doen. Die eerste dingetjie is besoek iemand. Daar's dalk 'n gelowige wie jy al lank al dink, ek moet hierdie ou of die vrou gaan besoek. Hy of sy gaan deur krisisse, hulle het 'n kuiertjie nodig. Maak 'n afspraak die week en doen dit. Nie volgende weekie. Onthou die global, jy gaan sy glansie verloor,
So doen dit nou vinnig terwyl laaglandsie is, terwyl die kontak met die Here het en jy gloei, maak hierdie week 'n afspraak, gaan kuier by so iemand. Moenie tel hom daarmee nie. Bel SMS of WhatsApp vir iemand. Dis mos nou die lekker maklike maniere, die is daar allerlei maniere ons nou kan kommunikeer, maar doen dit. Julle doen my nie aan, sy sê vir my, ek sê, jong, die ouens jy nie begin doodkry nie, ek het hulle probeer weghou by jou. Hy sê vir my, nee, hom is so doodgekry, en hy sê, maar die mense stuur vir my boodskappe. Hy sê, dit is so lekker, hy sê, dit is so lekker gemeente die, want julle ondersteun hom, op 'n manier met boodskapies weer vir hom stuur. So, ek sê baie dankie, saam met hom, dat julle dit doen. Maar doen dit, dat ons mekaar bel, vir mekaar SMS stuur, WhatsApp stuur, net om mekaar te bemoedig. Jy ken ons partykeer so wie elke dag kry van iemand hierdie boodskapies. Nou het ek so 'n vriend wat 'n robberige ou is. Dan hy bedryf so 'n plek waar daar onder andere 'n kroeg is. En dan saans is daar nou 'n klomp grappe aan die kroeg en wat ook al. Dan kry ek eers in die oggend so 'n heilige boodskap. 'n Teksversie of iets. En dan later in die oggend kom hy grappe van gisteraand deur. Wat hy dan nou stuur. So hy deel alles met 'n ou. Die humor, ook die diepgeestelike dinge, want hy's ook 'n kind van die Here op sy eie manier. Dit is 'n uniekerige mens, maar dat ons met mekaar kommunikeer met hierdie middele wat die Here vir ons gee. Net 'n derde ene. Stuur 'n brief of 'n e-pos vir 'n sendeling. Vind uit by jou kerkkantoor, is daar sendelinge wat ons gemeente mee te doen het, wat dalk ergens in Afrika sit, Transkei of waar, Portugal, waar ewe ook al sit, kry die persoon se e-posadres en so een keer 'n maand, stuur vir hom of haar net 'n e-pos of 'n boodskapie. Ek het vir jou gebid. Dit het vir my verskriklik baie beteken toe ek deur tyd gegaan het en ek 'n boodskapie kry by mense, ek het vanoggend vir jou gebid. Jesus, dit het vir my die wêreld oopgemaak. Iemand het my voor die Here gaan neersit. Wow. Moet dit nooit vergeet nie. Maar dan moet jy bid natuurlik, né? Stuur die boodskapie nadat jy gebid het. Nie voor jy dalk gaan bid nie. So bid vir die persoon en sê, ek het vanoggend vir jou gebid. Ek het jou vir die Here aangegee. Goed. Dis al wat ek graag wil noem vanoggend en wat ons deel met mekaar. Die foto sê net vir my baie, dat 'n ou van die baie wat jy kan deel met ander mense. Want die Here se blessings is gewoonlik so oorweldig vir ons, dat dit vir iemand anders iets kan beteken, terwyl ons dit amper nie eens gaan mis nie. Dis Pinksterdag vandag en ons gaan die nagmaal vier op hierdie wonderlike dag. Nou, ek gaan nou oor die nagmaal met jou praat, dalk nie op 'n gewone manier nie, en dan gaan ons by die bediening daarvan kom. Ek wil eerstens sê, ons onthou nou Goeie Vrydag, die kruisiging van ons Here. Nagmaal is 'n geleentheid waar ons terugdink aan dit. Ek het as kind groot geword dat ek my geboortedag presies weet. Ek was 'n klein seentjie toe my ma vertel, Dinsdagoggend 10:00 Moreesburg. En al die detail van die dokter wat gesê het is nog oukei, en toe wy die dokter en toe sê ek hoe se dis ek, toe die nurse my gevang. En toe my ma Alzheimer gehad, weer haar koppie was al lekker die mekaar. Dan sê ek vir haar, Boetie, jou oudste, mooi seun, wat ook al verduidelik vir al die stories. En dan sê ek vir haar van my geboortedag. En sy met haar die mekaar gedagtetjies, sy het so stadig gepraat, hy het as haar koppie in die oggend nog oukei was. Dan sê sy, ja, en toe stuur hy nog vir ons 'n rekening ook. Dis nou blijkbaar die dokter wat my nou nie gevang het nie. Maar oké, so as ek verjaar, dan dink ek terug aan wat my ma my vertel het. Dit was so 'n dag, 10:00 daai oggend op my verjaarsdag, omtrent Kloksdag, onthou ek, dis toe die Here my die wêreld laat sien het. So ek herdenk dit. So elke hulle drie wat nou net toe was, herdenk hulle geboortedag. Ons dink terug. Wow, die Here het my kans gegee om op sy aarde te lewe tussen hierdie mense. Nagmaal is in 'n sin ook 'n partytjie waar ons terugdink aan die kruisiging van ons Here. Lyding, swaar kry, dit gee vir ons trane ter wille van my. Nagmaal is natuurlik ook 'n geleentheid waar ek onthou het opgestaan uit die dood. Ons het dit vandag probeer beklemtoon elke Sondag, opstandingsdag. Die Here het opgestaan, hy lewe, die graf is leeg. Ons onthou dit ook. Nagmaal is ook 'n geleentheid waar ons vandag onthou. Waar ons onthou, hy is hemel toe, maar hy kom weer in die Heilige Gees. Nou nie meer om daar in Samaria, of hier in Galilea, daar in Jerusalem, waar ook al te wees, maar nou om altyd in my te wees. Oral waar ek is hy saam met my. Die Heilige Gees wat uitgestort is. Dis waar nagmaal my ook herinner. Daarom, by nagmaal, hierdie klein ou broodjie en klein bietjie wyntjie wat ons vat, sê vir ons, dis 'n sampel van die groot fees wat voorlê. Waar die tafel in oorvloed gedek gaan wees, alles in oorvloed gaan wees, lekker by die Here in die hemel, dis waarna ons uitsien.
So nagmaal dink terug aan die hartseer dinge, maar hy kyk ook vorentoe, na wat voor lê. En ons sien uit daarna, wanneer dit gaan gebeur. So as ons die simbooltjies vandag inneem, klein bietjie broodjie, klein bietjie wyntjie, dan sê ons, hou, Here, dit raak deel van my wese. Maar dankie vir die groot fees wat voor lê, waaraan ons ook vandag kan dink, terwyl ons die nagmaal saam vier. Goed, ek het die maar net daarby gesit, want dit is my so belangrik dat ek dit by die nagmaal moet onthou. Wat sê Rafiki, die aap, vir Simba? Jou pa, Mufasa, woon in jou. Kyk weer na jouself. En ek wil sê, nagmaal sê dit vir my vandag. Kyk weer na jouself. Jou pa woon in jou. Jy is tot baie meer in staat as wat jy dink, soos ons in die week ook moes geleer het. Het julle broodjies al uit die plastiek sakkie gehaal? Dis baie mooi gedoen, maar lyk my mens moet hom mooi uithaal. Myne val nie sommer uit as jy hom het. Ek wil hê voordat ons dit doen, kinders, wat doen ons gewoonlik voor ons eet? Ja, hoekom? Maar met daai kos het julle gekoop met die geld wat pa gekry het as salaris en ma. Hoekom sê vir die Here dankie? Hy het vir pa en ma die werk gegee. So alles wat ons het, kry ons eintlik by die Here. So voor ons eet sê ons, wow, dankie Here, vir wat ons hier kan eet. Ons vra dat U dit ons liggame sal seën. En ek wil hê as ons nou ons oë toe maak en net eers bid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons hier mag sit, eintlik by 'n feesmaal. Dankie vir dit wat U voorsien het vir ons. Hierdie klein simbooltjies vertel eintlik van U groot voorsiening. Here Jesus, dankie vir Golgotha. Dankie Hemelse Vader vir opstanding Sondag. Dankie Here vir vandag, die uitstorting van U Gees, dat U in ons kom lewe. En ons gebed is dat as ons nou hierdie voedsel inneem, die wyntjie en die broodjie wat klein is, en dit so deel raak van ons liggaam, ons kan amper voel as die wyntjie gesluk word. Here, dat U deur U Gees so deel mag raak van ons hele lewe op aarde, dat U in alles sal uitstraal as die een wat ons werklik vul. Seën ons met die gebruik van hierdie nagmaal in die naam van Jesus. Amen. Kom ons vat eers die broodjie. Dit is soos 'n kinderdiens die nagmaal, né? Ons het simbole soos by 'n kinderdiens. En hierdie broodjie herinner ons aan die Here wie se liggaam gebreek het aan die kruis. Eintlik wil ek amper sê om ons liggame te herstel. Amper kan nou sê simbolies nou so 'n stukkie van sy liggaam vir elkeen van ons gegee, sodat dit in ons kan groei en meer kan raak. So as ons die broodjie eet vandag, kom ons onthou, die Here het sy liggaam gebreek. Hy het gesê, neem, eet dit, terwyl dit eet, dink terug en glo, dat my liggaam gebreek is, om julle heel te maak, om julle nuut te maak, van sonde te bevry. Kom ons eet die broodjie, en dan sit ons, maak ons oë toe en sê vir die Here saam saggies, dankie. As jy die glasie wyn vashou, onthou nou, dit is soos 'n kinderdiens. Ons kan die goedes inneem, ruik, en proe, en voel. Selfs die wyntjie as mense hom sluk, voel jy dit. So die Here praat met ons ook deur ons sintuie. Die wyn, sy sien simbolies vat as rooi wyn, wat vir ons eintlik herinner aan die bloed van die Here wat op Golgotha gevloei het. So, as ons die wyn vandag inneem, dan is dit ook dat die Here, toe hy dit ingestel het daar by die maaltyd saam met sy disippels, en dit was die donderdag aand net voor hy gekruisig is, die volgende oggend hy het geweet wat voor lê. Hulle nog nie lekker nie, alhoewel hy het vir hulle probeer verduidelik het, toe sê hy, as jy die wyn drink, het die beker die laaste keer weer omgestuur by elkeen. Wanneer jy drink terug en glo, dat my bloed gevloei het, om julle sonde weg te was. Kom ons drink die wyn, en dan sê ons vir die Here daarvoor stil dankie.
Hemelse Vader, in aardse terme, sê ons gewoonlik vir 'n gasvrou, baie dankie as ons heerlik gekuier het by so iemand. Maar vandag is U die groot gasheer. En daarom pas daar dank op ons lippe in oorvloed. Nie 'n enkele psalm sal genoeg woorde pragtig kan verduidelik, dat ons vir U na waarde kan dankie sê nie. Daarom ontvang die gesindheid van ons harte, dat ons vir U wil dankie sê, vir hierdie wonderlike geleentheid, die wonderlike feesmaal wat ons kan geniet, dat ons kan uitsien na die groot feesmaal saam met U in die hemel, volmaak. Intussen tyd help ons om in lyn met hierdie week se boodskappe iets te gaan doen, om die aarde te omskep, al is dit net die klein stukkie van ons lewe, in 'n stukkie hemel, sodat die wêreldse mense kan proe, hoe proe en hoe lyk dit waar U regeer, waar U die koning is, in die naam van Jesus. Amen. Ons gaan 'n lied nog saam sing, Hoop, Geloof, Liefde. Ons kan staan as ons dit sing. Daarna gaan ons net die seën uitspreek en dan net daai getuigliedjie sing as 'n einde. So kom ons sing hierdie een vir die Here saam staande. Ek wil net vir Karen en vir Dion en vir Susan baie dankie sê. Ek dink hulle het besondere mense hierso. Die sang wat sy kies is kosbaar hoe dit pas. Ek het vir haar net so kern gesê waaroor min of meer die goed gaan, maar die Here het haar gelei om dit reg te kies. En Karen het elke keer die ding vir ons saamgestel. En Dion met sy getrouheid vandag ook hierdie broodjies het elkeen in 'n koevertjie gesit, as ek sê, "Heng, dis groot werk." Maar ek wil vir hulle drie baie dankie sê vir hulle besondere hulp hierdie week. Weet jy, nou sit het my fantasties weer. Ek mag vir jou sê, die Here seën ons. En ek mag my hande hou simbolies. Hy seën vir ons met die genade van ons Here Jesus Christus. Dat ons daai genade teenoor alle mense ook kan uitleef. Hy seën vir ons met die liefde van God ons Vader. Dis 'n liefde wat 'n offerliefde is. Selfprysgawe. Dat ons daai liefde ook kan uitleef. Maar dan om dit te kan doen, dink ek, seën hy ook vir ons met die Heilige Gees, wat in ons woon en in ons Jesus se karakter uitleef.
Amen. Kom ons sing 'n laaste liedjie saam dan net.